genade. En so vertel die Bybel vir ons dan haas van die begin af, hoe dat God op sekere tye en sekere maniere vir ons as mense kom ontmoet. Ons lees in Genesis hoe dat die Here vir Adam en Eva ontmoet het, hoe dat hy in die aand saam met hulle dan nou gewandel het, hoe dat hy selfs na die sondeval vir hulle daar agter hulle vye blare, kan ons maar sê, kom ontmoet het. Ons lees hoe dat God vir Abraham ontmoet het, hoe dat hy vir Moses in 'n brandende doringbos ontmoet het. Ons lees van hoe God toe Elia daar onder die besembos wag en lê om eintlik dood te gaan, dat hy opgegee het, hoe dat God hom daar kom ontmoet en hom daar versterk. Ons lees hoe dat God die disippels ontmoet. So dwars deur die Bybel en die wonderlikheid van dit alles, hoe dat God ons in Christus kom ontmoet het. Nou vanmôre gaan ons lees van een van hierdie ontmoetings, 'n baie bekende gedeelte uit die Here se woord wat ons gaan lees. Om dan by ons tema van vanmôre te kom is om te sê ontmoet God in die storm. En ons lees dan uit Matteus 14 en daarvan vers 22 af. Jesus het nou eers die vermeerdering van die broodjies het gebeur en die visse het gebeur en dan staan daar net daarna het Jesus sy disippels in die skuit laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom, "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, "U is waarlik die Seun van God." Ons lees tot daar uit die Here se woord. En dan ons teksvers van môre, die vind ons daar in vers 27, waar Jesus vir hulle sê, "Wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie." Nou die rommel by Ground Zero was 10 verdiepings hoog gewees. Die chaos en die vernietiging daar was oorweldigend. En niks daar was eintlik enigsins herkenbaar nie. 3 weke nadat daardie 2 vliegtye in die World Trade Center se 2 torings vasgevlieg het daar nog 'n reuk in die omgewing versprei gewees, iets van doodsheid, en was daar hierdie totale vernietiging wat daar sigbaar was. En baby het daar in daardie rommel rondgeloop om te kyk of daar enigstens iets is wat sy kon sien wat herkenbaar is, iets soos 'n rekenaarskerm of iets soos 'n lesenaarstoel, maar daar was eenvoudig niks gewees nie. Dit was net hier die beeld van absolute verwoesting, van totale vernietiging wat daar sigbaar was. En baby was deel van die nasionale rampbestuurspan. En die span waarvan sy deel was, het veral omgesien na die welstand van die reddingswerkers. En dit was haar 3de dag by die werk en sy het net rondgeloop en probeer om sin te maak van alles wat sy daar gesien het. Haar oorheersende gevoel was een van emosionele afstomping.
Want rondom haar het sy hierdie vernietiging, hierdie beeld van hooploosheid en hopeloosheid raak gesien. En toe, ewe skielik, het sy dit gesien. En toe sy dit gesien het sy vir 'n ruk eers daarna gestaar, sodat die ware betekenis daarvan by haar kon insink. Hier voor haar het daar 'n kruis gestaan, gevorm uit die balke wat afgebreek het uit daardie geboue in die verwoesting van die Twin Towers. Maar meer nog, aan hierdie kruis, so dit vir haar gelyk, was daar materiaal wat afgehang het, dinge wat haar herinner het aan die kledingstukke van die Here Jesus. En aan die een kant van hierdie kruis was daar 'n streep lig wat niks anders was as water wat gespuit het, maar wat die grauheid van daardie lig 'n bietjie opgehelder het. Hier voor haar het sy die boodskap van die evangelie van die Here Jesus gesien. Hier voor haar het sy die boodskap van die kruis gesien, om dan ook hierdie boodskap vir hulle self op daardie oomblik toe te eien, dat God vir hulle kom sê, ek ontmoet julle binne in hierdie storm. Die ingenieurs het later vasgestel dat hierdie twee balke van die kruis uit die twee verskillende geboue afkomstig is en in die intuimel in mekaar en die geweldige hitte van daardie botsing en die vuur wat veroorsaak is, het hulle in mekaar ingesmelt om so hierdie kruis te vorm. En hierdie kruis het almal se gemoed gelig. Ewe skielik was daar weer hoop. Ewe skielik het hulle ervaar, God het ons kom ontmoet binne in hierdie storm. En dit is presies wat die Here ook maak binne die storms wat ons beleef. Wanneer 'n dokter se diagnose dalk aan ons hart ruk, wanneer ons kinders se optrede ons harte uitmekaar wil ruk, wanneer die stygende brandstofkoste, die hoë lewenskoste en die finansiële onsekerhede, wanneer dit ons lewensbestaan bedreig, wanneer die politieke omstandighede van ons land vir ons hooploos lyk en ons wonder wat wag vir ons en vir ons kinders in hierdie droewe land in die toekoms, dan sal ons ook soos Anne Baby en daardie reddingswerkers in hierdie storm vir God ontmoet. In hierdie storm vind dat daar 'n kruis van Christus vir ons geplant is, want God ontmoet ons binne in ons storms. Vir Jesus se disippels het dit gevoel asof hulle besig was om die stryd teen die wind en die golwe te verloor. Op die see van Galilea is dit geen vreemde verskynsel om golwe van 3 meter en hoër daaraan te tref nie. Die noordelike vallei vorm 'n soort windtonnel waarin hierdie windvlae dan saamgepers word en deur hierdie sterk winde oor die see aangejaag word om hierdie groot golwe dan te vorm. Nou Jesus was besig om te bid en sy disippels is vreesbevange in die skuit. Dit was nou al 'n hele paar uur vandat hulle van Jesus af weggegaan het, wat hulle besig was om teen hierdie wind en hierdie storm te beklei en waar hulle letterlik probeer om kop bo water te hou. Dit was lank genoeg vir hulle om in hulle harte begin wonder en te vra, maar waar is Jesus? Is God dan nou nêrens in hierdie storm van ons te vind nie? Is ons nou op onsself aangewese om te probeer om hierdie storm te trotseer? En dan skielik
skielik hoor hulle dat Jesus met hulle praat. En dat Jesus vir hulle sê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Nou as ons gaan kyk na die letterlike vertaling van hierdie woorde, dan staan daar eintlik dat Jesus sê, hou moed, ek is, moenie vrees nie. Ek is. Dink jou vir een oomblik in wat in die gemoed en in die harte van die disippels moes leef toe hulle hierdie woorde hoor. Ek is hier by ons. Hierdie selfde ek is wat Israel uit Egipte verlos het. Hy sê, hou moed, moenie bang wees nie, ek is hier. Vers 22 vertel vir ons dat Jesus sy disippels so lank na die oorkant van die see van Galilea gestuur het, terwyl hy die berg op is om daar te gaan bid. Hy sou dan later by hulle aansluit, en Jesus kon nou maklik gekies het om hulle maar sommer daar by Genesaret aan die oorkant van die see waar hulle aan wal sou gaan, om hulle daar te gaan ontmoet, maar hy doen dit nie. Hy weet van hierdie storm. En hy loop hulle in hierdie storm tegemoet. Hy kom stel homself teenwoordig binne in hulle storm. Hy, die groot ek is, die almagtige God. Hy kom sê vir hulle binne in die storm, moenie bang wees nie, ek is hier. Ons moet een ding baie goed onthou. En dit is dat God ons nie in die wêreld geplaas het en homself toe uit die wêreld en uit ons lewens onttrek het nie. God is nie eenkant afgesonder in sy hemelse heerlikheid van waaruit hy kyk na hoe ons spook en spartel in hierdie wêreld om baie kere net kop bo water te probeer hou en om die storms waaraan ons blootgestel word te probeer afweer nie. Gaan kyk maar 'n slag. Hoeveel keer in sy woord die Here vir ons ontmoet en vir ons beloof dat hy teenwoordig is wanneer sy kinders storms moet trotseer. Wanneer Gideon wegkruip vir hierdie groot taak wat moet gebeur en die vyand hulle bedreig en hy daar in 'n parskuip wegkruip, dan kom ontmoet die Here vir hom daar binne in daardie parskuip in Rigter 6 vers 6. Hy sê ek is hier. Wanneer Joshua op die oewer van die beloofde land staan en hy nie weet hoe hy hierdie groot taak gaan uitvoer nie en hy weet wat die bedreigings is wat vir hulle voorlê, dan sê die Here vir hom, en gaan lees dit maar daar in Joshua 1 vers 8 en 9. Sy moenie bang wees nie, ek is oral by jou waar jy ook al gaan. Gaan lees 'n slag die pragtige Psalm 33. Waar daar eers gepraat word oor die grootheid van God en hy wat alles wat ons kan sien daar gestel het. En dan word daar in Psalm 33 vers 13 en 14 verder gegaan om te sê, maar hierdie God wat in die hemel is, hy kyk na die wêreld en hy sien ons hier op die aarde, dan staan daar, hy sien elke mens op die aarde. Ons is nie vir die Here maar net 'n nommer nie. Ons is sy kinders en hy kom stel homself teenwoordig in ons lewens. Paulus, wat die evangelie van die Here Jesus verkondig het, beleef lewensbedreigende omstandighede. En dan in Handelinge 18 vers 10 kom die Here na hom toe en hy sê, ek is by jou. Nou wat die storm is wat jy dalk op hierdie oomblik moet trotseer, dit weet ek nie, en wat die storms is wat vir ons wag, dit weet niemand van ons nie.
Maar wat ek wel vanmôre met groot stelligheid kan sê, is dat binne in jou storm laat God jou nie aan jou eie lot oor nie. Dit voel dalk ook vir jou dat jy soos die disippels besig is om net te probeer spook, om kop bo water te hou, om net water uit jou bootjie te gooi, om te keer dat jy vergaan. Maar weet dat die Here ook na jou toe aangeloop kom en vir jou sê, wees gerus, ek is. Moenie bang wees nie. Jy sien, die grootste storm wat ons ooit moes trotseer, was die sondestorm. Die sonde vernietig lewens, dit lei tot absolute chaos. Die sonde bring totale vernietiging in die wêreld en ons sien dit oral in die samelewing, in ons land, in die wye wêreld. En dit lei ook tot vernietiging in ons eie lewens. Maar ook binne in hierdie storm het God ons tegemoet geloop. Binne in hierdie sondestorm ontmoet ons vir God waar hy aan 'n kruis hang. En waar Jesus daar aan die kruis uitroep, dit is volbring, dit is afgehandel, die taak is voltooi, die sonde skuld is betaal, julle is vrygespreek vir ewig, vir tyd en ewigheid. Die vernietigende krag van die sonde is verbreek, hooploosheid is verander in oorwinning. Jesus het nie om die sondestorm geloop nie. Hy het deur die sondestorm na ons toe geloop. Hy kom ontmoet ons met 'n kruis. En as ons die grootsheid en die betekenis hiervan besef, dan kan ons ook nie anders as om soos die disippels daar in die bootjie uit te roep, U is waarlik die Seun van God. En ek hoor die ander dag van 'n vrou wat op RSG vertel hoe dat God vir haar in haar storm kom ontmoet het. Sy vertel dat haar kar wat altyd baie betroubaar was, om een of ander rede, toe sy van een dorp af na haar tuisdorp toe gery het, daar aan die begin van haar dorp gaan staan het en dit was donker. En hy het so gaan staan dat sy hom nie weer aan die gang kon kry nie en sy moes bel vir hulp, maar terwyl sy gebel het vir hulp en wag dat hierdie hulp moet opdaag, was sy maar baie bang. Want dit is donker, sy's vrou alleen en dit is immers Suid-Afrika waarin ons woon. Terwyl sy ook so beangs rondom haar kyk, sien sy dat daar ook iemand is wat nader aan haar voertuig beweeg en in haar angs bid sy, in hierdie storm wat sy beleef, bid sy dat die Here haar tog moet beskerm. Sy vertel die volgende oomblik, toe ry daar een van hierdie afleweringstrokkies by haar verby en op die kant van daardie trokkie staan die woorde van Jesaja 41 vers 10. Ons ken dit mos nou baie, waar die Here sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. En die oomblik toe sy dit sien, sê sy, toe weet sy dat God vir haar ontmoet het, dat God vir haar in haar storm kom sê, ek is daar vir jou, ek is by jou. En toe sy weer rondkyk, was die een wat nader gestaan het ook nie meer daar nie. Daardie woorde op daardie afleweringsvoertuig se sypaneel was vir haar genoeg om haar te oortuig, God het haar in haar storm kom ontmoet. Net so ontmoet God ons ook op baie verskillende maniere in ons storms. Vir die een ontmoet God
in 'n bakkie waarop 'n teksvers geskrywe staan. Op 'n ander ene in sy of haar storm is dit 'n vriend wat kom en 'n handdruk gee of 'n drukkie gee. Is dit iemand wat raad gee, wat met wysheid kom adviseer hoe om hierdie storm te trotseer. Vir 'n ander ene is dit iemand wat sê, maar hoe kan ek jou help? Sê vir my wat jy van my kan verwag, wat ek van jou kan doen, sodat ek jou kan help om uit jou sondestorm of uit jou storm te kom. Vir 'n ander ene is dit brood op die tafel wat op 'n snaakse manier daar kom. Vir ander dalk 'n dokter wat die regte diagnose maak en die behandeling wat suksesvol is. God ontmoet elkeen van ons op 'n ander manier binne die storm waarin ons is, omdat hy weet watter ontmoeting nodig is, sodat ons daardie storm kan trotseer. 2 stukke staal smelt in mekaar daar by Ground Zero. En God ontmoet hulle om vir hulle hoop te gee in hulle storm. Die disippels op hierdie woeste see, midde hulle storm, ontmoet vir Jesus wat sê, ek is hier by julle. Kan ek jou vanmôre vra? Kyk bietjie mooi. En jy sal altyd sien dat God jou in jou storm in die middel kom ontmoet met 'n kruis. Amen. Here onsse God, dis vir ons wonderlik om te weet dat ons hierdie lewe nie alleen hoef te leef, op ons eie krag hoef staat te maak nie. Want ons moet erken vanmôre, Here, dat ons krag is te min. Ons vermoë is nie genoeg om die storms in ons lewens te trotseer nie. Dankie dat ons kan staat maak daarop, dat U teenwoordig is, dat U Uself kom teenwoordig stel, en dat U ook vir ons midde ons storms kom sê, ek is by jou. En Here, U woord herinner ons by herhaling, want in die woord beloof U vir ons by herhaling dat ons in U hande veilig is. Ons herinner ons aan die belofte, as U vir ons in Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, met my eie regterhand van krag hou ek vir jou vas. Ons herinner ons dat U Here Jesus vir ons by U hemelvaart gesê het, ek is by julle al die dae, tot met die volëinding van die wêreld. Dankie daarvoor. En dat ons kan weet dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het, ook tot ons beskikking is. En dat hierdie krag ons midde ons storms ook meer as oorwinnaars laat wees. U ken ons vanmôre by die naam. U weet wat in elkeen van ons se lewens aan die gang is, want U sien ons. Ons is U kinders vir wie U sorg, vir wie U lief is, vir wie U omgee. En daarom wil ek elkeen vanmôre aan U kom opdraai en vra, Here, wil U vir ons in ons storms altyd versterk, sodat ons nie sal kyk hoe sterk is die wind en hoe groot is die golwe en hoe rof is die see en hoe moeilik is ons omstandighede nie. Maar dat ons uit ons storms hemelwaarts sal kyk, boontoe sal kyk en weet U is daar. U krag is tot ons beskikking. Sodat ons ook dan elke dag maar net kan sê, U is waarlik die Seun van God. U genade is vir ons genoeg. Dankie ook Here vir hierdie gemeente
wat ook deur storms was en vir wie U ook op hierdie stadium gelyke waters laat beleef. Vir hulle sê ek is hier. Baie, baie dankie daarvoor, vir elke ene wat ook 'n deurslaggewende rol hierin speel, wat deur U gebruik word en gewillig is, om ook hierdie gemeente, wat deel is van U koninkryk saak in hierdie wêreld, se belange te dien. Ons bid vir Dominee Konrad en sy vrou en hulle as gesin, en ons vra dat U ook vir hulle sal versterk elke dag, en dankie dat hy ook die voorbeeld stel van iemand wat leef met sy oë op U gefestig, en weet, U is die een van wie hy ook sy krag ontvang. Versterk hom, versterk hulle ook saam, en dat hulle ook altyd bewus sal wees van U krag en U teenwoordigheid. Vir hierdie nuwe week wat voorlê met al sy bedrywighede, bid ons Here dat ons U krag en U teenwoordigheid regtig waar sal ervaar, sodat ons ook kan weet, U is by ons. Ons hoef niks te vrees nie. Ons bid hierdie dinge in die naam van Christus, ons Here. Amen.